Vandag kyk ons na 'n mediese nagmerrie, een wat letterlik vinniger beweeg as wat die meeste dokters kan reageer. En dis die vraag wat ons vandag gaan probeer beantwoord. Sien, ons praat nie hier van 'n of ander seldsame eksotiese siekte nie. Die skuldige, wel, die kan jy letterlik oral kry. So, hoe presies verander 'n doodgewone wond in 'n absolute doodsvonnis? Kom ons spring in en kyk. Reg, kom ons kry eers die amptelike naam uit die pad. Die mediese term is clostridiale myonekrose, maar jy ken dit waarskynlik as gasgangreen. En as jy na die definisie kyk, is daar 'n paar woorde wat regtig uitspring. Vinnig progressief, massiewe weefseldood en gasproduksie. Jy moet verstaan, hierdie is nie 'n infeksie wat stadig broei nie. Nee, is 'n volskaalse, blitsvinnige inval. So, om te kan verstaan hoe op aarde ons dit kan beveg, moet ons eers 'n bietjie dieper delf in die skokkende spoed en die aard van hierdie aanval. En dis dalk die mees verraderlike ding van hierdie siekte, hoe dit begin. Die heel eerste teken is glad nie wat jy sou verwag nie. Dit is nie 'n lelike wond nie, dit is pyn. 'n Ongelooflike, erge, skielike pyn wat net heeltemal buite verhouding is met hoe die besering lyk. Dink daaraan, 'n pasiënt kan letterlik dubbelvou van die pyn, maar as die dokter na die wond kyk, lyk die vel dalk net 'n bietjie blink en gespanne. Dis 'n ongelooflik misleidende teken wat dokters kan vloos in presies daardie oomblikke wanneer elke sekonde tel. So, wat veroorsaak hierdie intense pyn en vernietiging? Wel, dis tyd om die mikroskopiese skurk agter dit alles te ontmoet en sy wapen van massavernietiging. Hier is hy, Clostridium perfringens. Nou, hierdie uitjie is anaerobies, 'n fancy woord wat beteken hy haat suurstof. Hy vorm ook spore wat hom ongelooflik taai en gehard maak. Hy kan vir jare net daar lê en wag, dormend in die grond, in stof, basies oral. En hy wag net vir daai een perfekte geleentheid, 'n diep wond, beskadigde weefsel, min bloedvloei, met ander woorde 'n perfekte lae suurstofomgewing. En die oomblik wat hy wakker word, dan begin hy sy hoofwapen uitpomp, die alfa-toksien. En dis waar dinge regtig verskriklik raak. Die strategie van hierdie bakterie is wel, dis briljant en afgryslik op dieselfde tyd. Dit skep 'n selfaangevoerde siklus van vernietiging. Kyk, die alfa-toksien vernietig bloedvate. Dit sny die suurstofvoorsiening af. Dit maak die omgewing nog meer anaerobies, wat presies is wat die bakterie wil hê. Dit laat hom toe om nog vinniger te groei en nog meer toksien te produseer. Dit is 'n biologiese blitskrieg wat letterlik sy eie brandstof skep soos dit vorder. 'n Absolute bose kringloop. So, met daardie bose kringloop in gedagte, kan jy jou seker indink hoe vinnig dinge handuit kan ruk. Die kliniese tydlyn is eerlikwaar skrikwekkend. Kyk 'n bietjie hierna. Uur 1, daardie erge skielike pyn begin. Teen uur 6 uur later, word die vel blink, gespanne en begin dit 'n bronskleur kry. En teen uur 12, die bronteks gebruik die woord moribund. Dis 'n mediese term wat basies beteken op die randjie van die dood. Ons praat nie van dae of weke nie, ons praat van ure. Die toksisiteit oorweldig net die liggaam en dit lei tot skok en totale orgaanversaking. So, hoe veg jy 'n vyand wat so vinnig en verwoestend is? Wel, jy kan nie met net een wapen opdaag nie. Jy het 'n gekoördineerde 3-ledige aanval nodig. En die strategie is eintlik baie logies. Eerstens, chirurgiese debridement. Dit beteken jy moet aggressief ingaan en al die dooie geïnfekteerde weefsel wat die infeksie voed, fisies uitsny. Tweedens, antibiotika. Gooi alles wat jy het op die bakterie self, goed soos penicillin. Maar dis die derde deel wat die ware gamechanger is. Dis die een wat die biologie van die infeksie self aanval. Hiperbariese suurstofterapie of HBO2. Veg vuur met suurstof. Klink amper teenintuïtief, né? Maar hoe werk hierdie derde element presies? Wel, dit is die sleutel tot die hele teenaanval. Hier is die deurslaggewende punt wat jy moet verstaan. Antibiotikas is great. Dit maak die bakterieë dood. Maar dit doen niks aan die toksine wat reeds in die liggaam is en besig is om weefsel te vernietig nie. Die hoofdoel van hiperbariese suurstof is dus nie eers om die bakterie dood te maak nie, dis om sy toksinefabriek af te sluit. Jy stop die produksie van sy wapen, die alfa-toksine, heeltemal. En wese jy ontwapen die vyand. En die effek is, wel, dis dramaties. Onder normale omstandighede in 'n normale suurstofomgewing pomp daai toksinefabriek net vol stoom. Maar die oomblik wat jy 'n pasiënt in 'n hiperbariese kamer sit, waar hulle 100% suurstof onder hoë drukke inasem, word die weefsel oorstroom met suurstof. En wat gebeur? Die toksineproduksie word onmiddellik gestop. Heeltemal.
Dit skep 'n duidelike, sigbare lyn tussen die dooie en die lewende weefsel wat chirurge toelaat om presies te sny. Dit is hoe hulle ledemate en lewens red. En net om duidelik te wees, hierdie is nie net 'n teorie of 'n goeie idee nie, dis gebaseer op harde wetenskap. Navorsing, soos die van Oenik, het gewys dat jy 'n suurstofspanning van presies 250 mm kwik nodig het om daai alfa-toksiene-produksie te stop. Dis heelwat hoër as normale atmosferiese druk. Dis getekende presiese medisyne aan die werk. Reg, so die teorie klink goed, die wetenskap maak sin, maar die vraag is altyd, werk dit in die regte wêreld? Wel, kom ons kyk na die data, die finale oordeel as jy wil. Hierdie is 'n fascinerende diere-studie. Kyk mooi. As jy net hiperboliese suurstof op sy eie gebruik, is die oorlewingssyfer 0%. Niks. As jy chirurgie en antibiotika saam gebruik wat die standaard was, kry jy 'n 70% oorlewingssyfer. Dis nie sleg nie, maar as jy daardie derde element, hiperboliese suurstof, byvoeg tot die chirurgie en antibiotika, dan spring die oorlewingssyfer na ongelooflike 95%. Dit wys jou, dis nie een van die behandelings alleen nie. Dis die sinergie tussen al drie wat die deurslag gee. En ja, dit is nie net in dierestudies nie. 'n Groot menslike studie deur Hitchcock het presies dieselfde patroon gewys. Met net chirurgie en antibiotika was die oorlewingssyfer 55%. Maar toe hulle HBO2 by die protokol voeg, het daardie syfer gespring na 78%. Dit is 'n massiewe, beduidende sprong. Dink net aan hoeveel lewens daardie verskil gemaak het. So, vandag is hierdie drieledige benadering die absolute standaard van sorg. Die moderne protokol, soos jy hier kan sien, is 'n duidelike plan. Jy diagnoseer, jy begin onmiddellik met antibiotika en chirurgie, en dan weeg jy die risiko's teen die voordele en bring HBO2 in om die behandeling te voltooi. Dis 'n duidelike, bewese strydplan teen 'n dodelike vyand. En dit bring ons by 'n laaste, nogal fascinerende gedagte. Hiperbariese terapie. Dit is nie vir gasgangreen uitgevind nie. Dit is oorspronklik ontwikkel vir diepseeduikers om duikersiekte te behandel. Iemand iewers het gekyk na 'n bestaande tegnologie en dit op 'n heeltemal nuwe probleem toegepas en 'n lewensreddende oplossing gevind. Dit laat 'n mens wonder, né? Wat ander oplossings skuil nog reg voor ons oë? Hoeveel ander deurbrake wag om ontdek te word, nie in 'n splinternuwe uitvinding nie, maar in 'n slim, nuwe toepassing van iets wat ons reeds het.